oor die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria. Die hof het vandag beslis dat president Cyril Ramaphosa se besluit om die wet op nasionale gesondheidsversekering te onderteken wel op hersiening geneem kan word. Die hof het ook gelas dat die president sy rekord van besluitneming, dis nou die gronde waarop sy besluit berus, binne 10 dae moet voorlê. Ramaphosa, as hy nou reg onthou het, verlede jaar die NGV-wetgewing net so voor die verkiesing bekragtig. Vir meer hieroor sluit ons nou aan by die VF+ se woordvoerder oor gesondheid, Philip van Staden. Philip, goeiemiddag. Goeiemiddag Anton, lekker om weer te gesels. Dis baie lekker om met jou te gesels. Wat is julle reaksie op hierdie uitspraak en wat beteken dit in praktyk, Philip? Wel, die VF+ uit die aard van die saak verwelkom die uitspraak van die Hooggeregshof vandag in Pretoria dat die wet op hersiening geneem mag word. Jy sal onthou dat die Vryheidsfront die afgelope 6 jaar al in die parlement hierdie wetgewing met hand en tand beveg het. En wat dit nou basies beteken is dat die president moet nou die bekend maak aan die die gesondheidsfinanciers en die private praktisyns vir die aansoek gebring het, Forum vir Praktisyns, of die wetlike vereistes rondom die ondertekening van die wetgewing wel nagekom is. Ons is 'n teendeel van vroeg uit die staanspoor af, vandat ons die wetsontwerp in die portefeuljekomitee beklei het ons 'n regsmening by die parlement ingedien, so 2 jaar terug, waar het ons uitgewys het dat die wet ongrondwetlik is, en hierdie was niks anders in ons oë. Ons het dit verlede jaar ook gesê voor die verkiesing, niks anders as 'n foefie gewees van die president, om miljoene kiesers na die ANC te lok deur die wetgewing net kort voor die verkiesing te onderteken nie. Nou ja, die bom het nou gebars, dit het nou in die ANC gesig ontplof, en hier is ons nou vandag, dit waarteen ons gewaarsku het nou presies afgespeel. So, na vandag se uitspraak beteken dit daar gaan heel waarskynlik verdere aksie volg teen iets soos die nasionale gesondheidsversekering. Daar is al reeds baie aksies wat volg. Ons het gesien dat die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging het in April vanjaar reeds 'n hofaansoek geloods. Mense so Solidariteit het al reeds aansoeke geloods, die Hospitaalvereniging van Suid-Afrika het al reeds hofaansoeke geloods. Ons het destyds ook gewaarsku daar gaan 'n magdom hofsaake teen die nasionale gesondheidsversekering wees. So die uitspraak wat vandag gelewer is, maak eintlik die deur oop vir die ander aansoeke wat ook tans voor die hof dien om dan ook so gunstige uitspraak te kry. Ons is van mening dat die NGV-wet nie van stapel gestuur gaan word nie. Soos ons weet, gaan dit nou 'n stremming plaas op die regulasies wat die ministerie nou besig is om op te trek. En ek dink hierdie uitspraak van vandag gaan nou spesifiek daardie proses eintlik maar 'n bietjie in die wiele ry. Ek dink die werk wat nou daar ingesit is om die regulasies te skryf en op tafel te probeer plaas is eintlik van nul en gederwaarder op hierdie stadium. As ek nou so 'n bietjie duivelsadvokaat moet speel hierso, Philip, daar is van die mense wat gaan sê diegene wat nou vandag se uitspraak verwelkom is gekant teen gehalte gesondheidsorg vir alle Suid-Afrikaners. Is die VF+ gekant teen gehalte gesondheidsorg wat ons absoluut niks kos nie vir alle Suid-Afrikaners? Ons is glad nie gekant teen gehalte mediese sorg aan alle Suid-Afrikaners nie, maar ons moet onthou dat die NGV gaan alles behalwe dit juis wees. Die NGV is niks anders as 'n onrealistiese droom waarmee die ANC die illusie geskep het dat wêreldklas gesondheidsorg vir elke persoon in Suid-Afrika gegee gaan word nie. En dit is egter nie moontlik nie, want alle gesondheidsorg kos geld en die geld moet ergens vandaan kom om te betaal. Nou, ons is van mening dat ons land se totale gesondheidstelsel sal uiteindelik in duie stort as die NGV inkom. Ons moet onthou die NGV is niks anders as 'n nasionaliseringsproses van die private mediese gesondheidsorg nie. En dan is verskeie ander probleme, dit ontneem ook Suid-Afrikaners se grondwetlike reg om aan mediese fondse te behoort of hulle al dan nie. En dit word ook dan van die tafel gevee. So ons is nie gekant teen mediese sorg vir alle Suid-Afrikaners nie. Inteendeel, ons beklei al vir baie jare vir gehalte mediese sorg van wêreldklas standaarde vir alle Suid-Afrikaners, daarom dat die VF+ sulke groot gevegte het teen die verval van openbare gesondheidsorg wat tans in die land in die gang is. En dit is iets wat ons al die afgelope 15 tot 20 jaar dryf om te verseker dat openbare gesondheidsorg wel van wêreldklas gehalte standaarde is, maar jy kan nie die een ter wille van die ander inwees. Jy kan nie van private gesondheidsorg wat wel baie goed bedryf word vandag ontslaa raak om die openbare gesondheidsorg basies op te hef met die NGV nie, maar dit gaan definitief nie gebeur nie. Ons is van standpunt dat indien die NGV op die boeke geplaas gaan word, beide sektore baie seer gaan kry en ons op die einde van die dag met geen gesondheidsorg in die land gesit in elk geval nie.
Philip, jy het nou al baie hospitale oor die land heen besoek en Ja. hier is nou 'n vraag wat dalk te doen het met die nasionale gesondheidsversekering, maar wat is die groot verskil tussen 'n privaat hospitaal wat goed funksioneer en 'n staatshospitaal waar dinge nie so goed funksioneer nie? Is dit omdat daar swakker dokters is en swakker personeel is by die staatshospitale as in die privaat sektor? Of is hier die blote bestuursprobleem? Is daar wye wanbestuur by ons staatshospitale? Kom ek sê vir jou Anton, jy is 100% reg. Ek het al honderde staatshospitale reg deur die land besoek die afgelope paar jare en ek doen dit inteendeel nog steeds. Die probleem aan die staatssektor is wanadministrasie, wanbestuur, korrupsie wat soos 'n kanker vreet van die departement van gesondheid. Ons het gesien in die COVID tydperk wat gebeur het met die vorige minister van gesondheid, of was die vorige minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, waar hy betrokke was in 'n korrupsieskandaal van Digital Vibe. So die hele openbare gesondheidssektor is vol korrupsie. Daar is nie voldoende dokters nie, daar is nie voldoende verpleegsters nie, daar is nie voldoende mediese toerusting nie, daar is 'n tekort aan beddens, ons het nie genoeg hospitale nie, ons hospitale se infrastruktuur in daardie sektor val heeltemal in mekaar, terwyl jy aan die ander kant in die privaat sektor het jy 'n pypbestuur, jy het 'n pypbestuursplan, jy het 'n pyp, die finansiering word goed aangewend, die geld word goed aangewend, die begrotings klop en alles loop net klop wisselboom. Daar is wel probleme in die privaat sektor. Ons moet dit toegee, maar dit is nie naaste by so groot soos wat in die openbare gesondheidsorgsektor is nie. En die korrupsie en wanadministrasie het lankal reeds die openbare gesondheidsorgstelsel in Suid-Afrika heeltemal vernietig, op sy knieë gedwing. En deur hierdie wetgewing wil die ANC dan nou juist poog om sy kloue in die private sektor in te slaan, om eerstens die geld wat beskikbaar is in die hande te kan kry, die pyp mediese toerusting, die voldoende beddens en die goeie kwaliteit gesondheidsorg wat daar gelewer word. Wat hulle nou basies nasionaliseer om op te probeer maak vir die foute wat tans in die openbare gesondheidsorgsektor aan die gang is. Philip, ek sê vir jou baie dankie dat jy vanmiddag saamgesels het, dat jy ook lig op hierdie onderwerp geplaas het. Mag jy 'n heerlike middag verder hê. Dankie Anton, lekker dag self te vir jou ook. Baie dankie, dit is Philip van Stadenhuys, die VF+ se woordvoerder oor gesondheid, met ons gesels oor die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria, wat beslis het dat president Cyril Ramaphosa se besluit om die wet op nasionale gesondheidsversekering te onderteken wel op hersiening geneem kan word. Iets wat ek ook verwag, is dat Ramaphosa heel moontlik gaan appel aanteken, want hoe dan anders? Dit is mos nou wat die president gewoonlik doen.